Goeiemiddag mense, Japie hier so. Ek wil gou weer die wegrapingsstories aanhaak want in my vorige video het ek ons daaroor gepraat, maar ek het niks verse regtig gegee of dit behandel nie. Want ek het maar net breedvoerig gepraat oor die date setting en hoekom hierdie dinge verkeerd is, hoekom die vrugte vrot is. Maar ek wil vir julle 'n bietjie in meer diepte gou wys hierso van die wegraping, gaan deur die wegraping verse gaan. Die Bybel, kyk wat sê die Bybel daarvan en dit vir julle verduidelik daardie verse. Dan gaan ek ook vir julle nou wys hierso soos John Nelson Darby wat dit begin het, die wegraping idee. Ek gaan net gou na hom eers te verwys en dan gaan ek na die verse toe en dan gaan ek na my verse toe en die historikuste wat hulle te sê het. So ek wil 'n bietjie meer breedvoerig dit behandel as in die vorige video met bewyse, met textual proofs. Maar dis mos wat mens moet doen. Jy moet mos nie jou lewe baseer op drome en visioene nie. Jy moet dit baseer op die skrif. Jy moet baseer op die Bybel. En as jy dan 'n droom kry wat gaan teen wat die Bybel sê, dan verwerp jy daai droom. Dan weet jy dit is van die Satan af. Jy kan nie net alle drome aanvaar, dis nou die waarheid nie. Mens moet dit mos nou kan meet aan iets. In elk geval, dis John Nelson Darby hierdie. Dis jy wat die wegraping idee opgedis het. Ons gaan John Nelson Darby, 1830s, het hy dit gedoen. John Nelson Darby, a key leader in the Plymouth Brethren movement. He was the first to popularize the concept of pre-tribulation rapture, in which believers are taken to heaven before the tribulation period. Hulle sê dan ook, hy het moontlik die idee gekry by Margaret MacDonald. Sy was en sy het 'n hoë fever gehad en sy het gehallucinate en toe kom sê sy iets storie van dat Joshua kom haal mense voor 'n verdrukking. En hulle dink dit het dalk ook veroorsaak dat hy dit nou gaan verkondig het. Ons het mos nou gesien wat gebeur met mense wat hallucinate of drome kry van die duiwel en so aan, wat gebeur. Wat is die vrugte daarvan? Ons het mos nou gesien, wat is die vrugte? Dit destrooi mense se lewens. As jy jou lewe nie baseer op die skrif nie, jy baseer dit op drome en visioene. En dan sê hy, die ander mense wat dit gepush het van John Nelson Darby, is C.E. Scofield. Jy kry mos die Scofield Bybel. Die Scofield Reference Bible, dis maar 'n Bybel wat jy heeltemal moet vir my mense, want hierdie ou was heeltemal van die pad af. Louis Perry Chafer, a disciple of Scofield and the founder of Dallas Theological Seminary in 1924, hy het ook dan gepush die dispensationalism en rapture doctrine. Gewoonlik hierdie gaan so hand in hand met die mense wat gewoonlik glo in die rapture, glo in die dispensational truths. Nou die Bybel, jy kry dit nie in die Bybel nie mense. Daar is iets soos 'n dispensasies van wet en 'n dispensasie van genade en allerhande sulke goed nie. Die Bybel van Genesis tot Openbaring het dieselfde boodskap. Dieselfde boodskap. Jy moet deur geloof in Jahwe sy gebooie onderhou, né? Dwars deur, tot in Openbaring die heel laaste vers omtrent sê hy nog steeds. Onderhou die goed wat in hierdie boek geskryf is. En as jy van dit verwyder, sal jou naam in die boek van die lewe verwyder word, in Openbaring 22. So, van die begin tot die einde sê dit dieselfde boodskap. Daar is nie dispensasies nie. En dan sê hulle popularise hierdie goed. Hoekom popularise Hollywood en so aan hierdie idee? Want dit is fake, dit is nonsens. Ek kan amper die woord gebruik, dit is bullshit. Dis hoekom hulle dit popularise. Hollywood sal mos niks popularise wat die waarheid is nie. Of dink julle, hulle sal 'n Bybelse waarheid vat en almal gaan verkondig? Nee man, dis dan Lucifer se gesante. Hollywood behoort aan Lucifer. Nou, dit gee jou klaar die idee van, hoekom sal Lucifer dan die idee van 'n wegraping in flieks gaan, want hulle het dit ook in flieks gesit. Ek verwys nie nou, hier praat hy van boeke, van 'n reeks, maar hulle het fliek gemaak hieroor. Ook 'n fliek gemaak. So, en nou nogal Nicolas Cage speel in die fliek, sover ek weet. En Nicolas Cage is 'n groot satanis. 'n baie groot satanis. Hy speel altyd in hierdie rolle van gevalle engele. En nou die nuutste fliek wat nou uitgekom het, speel hy Josef. Die fliek gaan oor, hulle wil sê dat Joshua as seun het deur demone goed aan mense gedoen. Dit is verskriklik evil mense. En ek sê vir julle mos, Nicolas Cage, alles waarin hy speel, dit het altyd, of enige rol wat te doen het met die geesteswêreld en towery en so aan. Gaan kyk maar, Nicolas Cage is daar iewers in daai movie. Ja, so
Dit sê al klaar vir jou. As Nicolas Cage so graag in 'n wegraping movie wil speel, dan sê dit klaar vir jou waar kom die wegraping vandaan? Dis nie van die Bybel af nie. Maar gaan nou vir julle uit die Bybel wys. Wat sê die Bybel? Eerste vers 1 Tessalonisense 4. Sal gaan eers hierso. Maar broers, ek wil net nie hê dat julle onkundig moet wees nie met betrekking tot die ontslapenis nie, sodat julle nie treur soos die ander wat geen hoop het nie. Want as ons glo dat Jehoshua gesterwe en opgestaan het, dan sal Jehovah ook so die wat in Jehoshua ontslaap het, saam met hom bring. Maar dit sê ons vir julle, deur die woord van Jehovah, of sê maar meester, dat ons wat in die lewe oorbly tot by die wederkoms van Jehoshua en die ontslapenis hoegenaamd nie voor sal wees nie. So hy praat hier, konteks mense, konteks is uiters belangrik. Wat is die konteks? Die tweede koms van Jehoshua. Hier sê vir jou, wat is die konteks van die ontslapenis wat opgewek word en die lewendes wat 'n verheerlikte liggaam ontvang? So, ons weet nou beslis, dit gebeur tydens die tweede koms van Jehoshua. Want Jehoshua self sal van die hemel neerdal met 'n geroep, met die stem van die aartsengel, en met geklank van die basuin van Jehovah, en die wat in Messias gesterf het, sal eerste opstaan. Daarna sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle in die wolke weggevoer word, Jehoshua tegemoet in die lug. En so sal ons altyd by Jehoshua wees. Dis 'n favorite vers vir hulle, maar ek het julle mos nou gewys wat se konteks. En julle gaan nou sien hoekom is dit so belangrik. Hy praat hier van dit gaan gebeur tydens die tweede koms van Jehoshua. En dan sê die heel laaste vers, né? Bemoedig mekaar dan met hierdie woorde. Nou Paulus, is hy 'n deceiver? Hoekom het hy vir daardie mense van sy tyd gesê, hulle moet mekaar bemoedig met hierdie woorde? As dit dan eers 2000 jaar later gaan gebeur. Hoekom sal hy dit dan vir hulle sê? Want hy het geweet, dit gaan in daardie generasie gebeur. Hoekom weet hy dit? Ek gaan nou vir julle wys hoekom weet hy dit. En dis hoekom hy sê vir hulle, vir die mense vir wie hy preek daarso, rondom 50 na Christus, 60 na Christus. Sê vir hulle, bemoedig mekaar met hierdie woorde, want Jehoshua se tweede koms, wat nou in hierdie generasie gaan gebeur, julle wat nog lewe, julle gaan verheerlikte liggame ontvang, julle wat dood is, julle gaan eerste opstaan uit die dood, en Jehoshua tegemoet gaan in die hemel, in die lug. Hy sê dit vir hulle mense, dis 'n bemoediging vir hulle, nie vir ons nie. Kom ons kyk nou na die volgende ene. So ons sien dat dit gaan oor die tweede koms, dit gebeur tydens die tweede koms. Dit gebeur tydens die basuin, die trompette, wanneer hulle die trompette blaas. Maar dit verklaar ek, broeders, dat hierdie is 1 Korintiërs 15 vers 50 en aan. Maar dit verklaar ek, broeders, dat vlees en bloed die koninkryk van Jehovah nie kan beerwe nie. Ook beerwe die verganklikheid, nie die onverganklikheid nie. Kyk, ek deel julle 'n verborgenheid mee. Ons sal wel nie almal ontslaap nie, maar ons sal almal verander word. In 'n oomblik, aan 'n oogwink, by die laaste basuin. Weereens, konteks. Wat is die konteks? Die tweede koms, die laaste basuin, die trompet, blaas, Jehoshua kom terug. Want die basuin sal weer klink, en die dode sal onverganklik opgewek word, en ons sal verander word. Want hierdie verganklike moet met onverganklikheid bekleed word, en hierdie sterflike moet met onsterflikheid bekleed word. En wanneer hierdie hierdie verganklike met onverganklikheid bekleed is, en hierdie sterflike met onsterflikheid bekleed is, dan sal vervul word wat die woord geskrywe is, die dood is verslind in die oorwinning. Dood, waar is jou angel, doderyk, waar is jou oorwinning? So weer in die konteks is Jehoshua se tweede koms, dan ontvang die lewendes nuwe liggame, hy praat van verheerlikte liggame, en dan die dooies, hulle staan op, en ons gaan almal Jehoshua tegemoet in die lig, nie ons nie, die mense van daardie tyd. En kom ons kyk hierso, Matteus 24, wat gaan hierdie wees? Weereens, hierdie is Jehoshua self se woorde. En dis hoekom Paulus dit kon sê, want Jehoshua het dit dan vir die mense geleer, dat hierdie goed in hulle generasie gaan gebeur. En dis hoekom Paulus sê, in hulle generasie, dis hoekom hy hulle probeer bemoedig met die woorde, want hy quoteer Jehoshua. Jehoshua is die eerste een wat uitgekom het met hierdie idee, dat hierdie goed in sy generasie gaan gebeur. Vers 30, Matteus 24:30. En dan sal die teken van die seun van die mens in die hemel verskyn, en dan sal al die stamme van die land rou bedryf, en die seun van die mens sien kom op die wolke van die hemel met groot krag en heerlikheid, né? Wederkoms, né?
Nou daardie woord aarde, gaan kyk in julle Grieks, dit is land. Dit kan land ook wees en in die konteks is dit land, want hy praat van die area van Jerusalem en die tempel wat vernietig word. Dis waar hy van praat. Hy praat nie van die hele wêreld nie. Die tempel van Jerusalem en so aan is nie in Amerika nie. Hy praat van waar die tempel in Jerusalem is, daardie mense wat daar is, die stamme van Israel wat daar is, hulle sal Jehoshua sien terugkom daar, want hy het eers gekom met die oordeel, om die oordeel te volbring oor Juda, en hy was daarbey betrokke. Hy en sy engele het hulle in die lig gesien, ek sal dit nou vir julle wys. En dan sê hy, okay, hierdie was vers 30, kom ons kyk vers 34. Voorwaar ek sê vir julle, hierdie geslag sal sekerlik nie verbygaan voordat al hierdie dinge gebeur het nie. Mense, daar sê hy vir jou presies wanneer vervul hierdie goed. Alles wat hy gesê het van vers 2 af in Matteus 24 tot in die einde hierso by vers 34, alles, die verdrukking, die vervolging, die misleiding, die wederkoms, al die vernietiging van die tempel en Jerusalem, alles sal gebeur in die disippels se generasie. Hy sê duidelik hierso, as hy dan nog verwys het na ons generasie, dan sou dit mos nou nie die woorde gewees het wat hy vir sy disippels sê nie. Hy kyk hulle in hulle oë en hy sê vir hulle, julle generasie sal nie verbygaan nie. As dit dan 'n toekomstige generasie was, sou hy mos hulle gesê het, moenie julle worry nie, hierdie is van die eindtyd vir 'n toekomstige generasie. Dan sou dit mos nou hier gestaan het. Maar dis mos nou nie wat ons hier lees nie. So, kom ons kyk gou na die... So, ek het 'n video oor hierdie vers al gedoen, so ek gaan net dit wat in geel is hierdie keer, net gou vinnig vir julle deurgaan, vir julle te wys, wanneer het hierdie goed vervul? Wat het Jehoshua gesê? Wanneer was sy tweede koms? Ons het nou al klaar gesien in Matteus 24, dat volgens hom lyk dit, asof dit vervul het in sy disippels se generasie. So kom ons kyk nou of dit so is. Wat sê die ander verse wat Jehoshua gepraat het? Wat het hy daar gesê? Matteus 16:28. Voorwaar ek sê vir julle, daar is sommige van julle wat hier staan, wat die dood sekerlik nie sal smaak, voordat hulle die seun van die mens in sy koninkryk sien kom nie. Mense, Jehoshua kom met die tweede koms, om sy koninkryk in te stel, die 1000-jarige vrederyk, die 1000-jarige koninkryk. En hy sê, van sy disippels sal nog lewe, as hy terugkom om dit te kom doen. So wanneer dink julle het dit dan gebeur? Nou? Lewe sy disippels vandag nog? Matteus 24 vers, hier is die 34, en nou net vir julle gelees, voorwaar ek sê vir julle, hierdie geslag sal sekerlik nie verbygaan, voordat al hierdie dinge gebeur het nie. Die hemel en die aarde sal verbygaan, maar my woorde sal nooit verbygaan nie. Mense, jy kan nie gaan in Jehoshua se woorde gaan chop and change soos jy wil nie. Gaan interpreteer soos jy wil nie. Dis wat hy vir jou sê, hier so sy woorde sal nie verbygaan nie. Hy praat die waarheid, hy lieg nie. Hy kyk vir sy disippels en hy sê vir hulle, ek lieg nie vir julle nie. Julle gaan hierdie goed sien gebeur. Dan kan ons maar net kom en claim, dit is nou vir ons bedoel nie. En hierdie is nog steeds Matteus 24. Ek het hierdie mos nou net gelees van die tweede koms. En hier sê vers 31, en hy sal sy engele uitstuur met 'n harde trompetgeluid. Nee, onthou julle, ons het mos nou gelees in 1 Tessalonisense en 1 Korintiërs dat hy praat van die trompetgeluid en dan verander die mense se liggame wat nog lewe. Nee, onthou julle. Hier sê hy in vers 31, en hy sal sy engele uitstuur met die harde trompetgeluid en hulle sal sy uitverkorenes versamel uit die 4 windstreke. Presies wat Paulus sê, né? So Paulus quoteer Jehoshua. En dis wat Jehoshua dan sê in vers 34, dat dit gaan gebeur in sy disippels se generasie. So hierdie trompetgeluid, hierdie engele wat kom en die mense bymekaar maak, uit die windstreke, 4 windstreke uit, dit is tydens daardie generasie. Volgens Jehoshua. Kom ons kyk na ander bewyse. Al hierdie ander verse wat julle nou hier sien, wat ek nie deurgaan nie, gaan jy met my vorige video maar gaan kyk oor die tweede koms van Jehoshua, wanneer dit was. Jehoshua antwoord hom, u het dit gesê, maar ek sê vir julle almal, hierdie is nou Matteus 26 vers 64. Jehoshua antwoord vir Caiaphas, né? Hy is nou daar by sy vonnis, en hulle gaan hom nou vonnis. En toe sê Caiaphas, vra hy vir hom 'n vraag, en nou antwoord hy vir Caiaphas. U het dit gesê, maar ek sê vir u almal, van nou af sal u die seun van die mens sien sit aan die regterhand van die krag van Jahwe, en kom op die wolke van die hemel. Mense,
Hy sê vir Caiaphas in Afrikaans sê hy selfs vir almal wat daar teenwoordig is. Julle almal gaan my sien terugkom op die wolke. Julle gaan my tweede kom sien. Nou lewe al daai mense nog wat aan daai tempel gestaan het en vir hom geluister het. Lewe hulle almal nog vandag? Markus 8:38 tot 9 tot 1, vers 1. En hy sê vir hulle, voorwaar ek sê vir julle, daar is sommige van die wat hier staan, wat die dood sekerlik nie sal smaak, voordat hulle die koninkryk van Jahua met krag sien kom het nie. Hy verwys na sy tweede koms, want hy kom bring in die koninkryk van Yahushua, soos wat ons lees, die koninkryk van vrede, soos wat ons lees in Daniel byvoorbeeld, Daniel 7, Daniel 2, daar lees ons van Yahushua kom en hy vat oor van Rome, die Titus Vespasian volgens Daniel 7 was die laaste een wat sou regeer, dan sou Yahushua se koninkryk begin. Hy is die klein horingkie wat blasphemies spreek. Maar dit behandel ek in elk geval in my openbaring reeks, so julle kan daar gaan kyk. Markus 13 vers 30. Dit sluit in sy tweede koms groot verdrukking en oorlog. Voorwaar ek sê vir julle, hierdie geslag sal sekerlik nie verbygaan voordat al hierdie dinge gebeur het nie. So weer eens, hy het al hierdie ander dinge eers genoem in Markus 13 en in vers 30 sê hy presies dieselfde as in Matteus 24 vers 34. Dat hierdie dinge sal vervul, die groot verdrukking het vervul in daardie tyd. Die disippels was in die groot verdrukking. Ek gaan nou vir julle vers gee waar Johannes sê hy was in die groot verdrukking. Nou, hoe kan hy in die groot verdrukking wees en ons? Lukas 9 vers 27. Ek sê vir julle met waarheid, daar is sommige van die wat hier staan, wat die dood sekerlik nie sal smaak, voordat hulle die koninkryk van Jahua, sy regeringskap van Yahushua, gesien het nie. Ja, Yahushua kom terug om te kom regeer, en hulle gaan dit sien gebeur. Dis wat hy vir hulle sê. Openbaring 1 vers 7. Kyk, ek kom met die wolke, en elke oog sal hom sien, ook hulle wat hom deursteek het. So die Romeinse soldate wat Yahushua vasgenaal het aan die paal, hulle sal hom ook sien terugkom. Nou lewe daar die Romeinse soldate vandag nog, en al die geslagte van die land sal oor hom rou bedryf, ja, amen. En in Engels sê, behold, he is coming with the clouds, and every eye will see him, even those who pierced him. Die mense wat hom vasgenaal het aan die kruis, daar die soldate, hulle het hom gesien terugkom op die wolke. Hy het mos gesê, Caiaphas, wat al reeds oud was, hy sal hom ook sien terugkom. So hy het nie lang na sy dood teruggekom nie, want Caiaphas het toe nog gelewe. Openbaring 1 vers 9, hier sê Johannes, dat hy is in die groot verdrukking. Ek, Johannes, julle broeder en deelgenoot in die groot verdrukking, en in die koninkryk en leidsaamheid van Yahushua Messias. Hier sê Johannes, hy is in die verdrukking. Want Yahushua het ons gesê, dit gaan in hulle generasie vervul. Dis hoekom hy kan sê, ek is in die groot verdrukking. Want hy kan ons recall, ek kan ons onthou wat Yahushua vir hulle gesê daar by die Olyfberg, Matteus 24. Hy het vir hulle gesê, daar kom 'n groot verdrukking waar julle vervolg gaan word. En hier sê hy is in die groot verdrukking wat Yahushua van gepraat het. Openbaring 2 vers 16. Bekeer jou, anders kom ek gou na jou toe, en sal teen hulle oorlog voer met die swaard van my mond. En ons sien die konteks van die swaard van die mond is Yahushua se tweede koms. En hy sê, vir daardie 7 gemeentes in Openbaring wat in die disippels se generasie bestaan het, hy sê vir hulle beter hulle bekeer, want hy kom enige oomblik terug, en dan gaan hy hulle oordeel as hulle nie bekeer het nie. Nou is dit leefreds, was dit maar net fakery, het hy eintlik maar net vir hulle gelieg, en hy kom eers nou terug. Hy wil hulle maar net bang praat, en om hulle bang te praat, lieg hy vir hulle. Dink julle dit is so? Lieg Yahushua vir ons? Openbaring 22 vers 10. En hy het vir my gesê, moenie die woorde van die profesie van hierdie boek verseël nie, want die tyd is naby. Hy sê vir Johannes, ja, hierdie goed gaan nou begin gebeur, jong. Jy moenie hierdie verseël nie, stuur dit uit, stuur dit so gou moontlik uit, laat almal dit kan lees, want sodat hulle kan weet wat met hulle gaan gebeur. Want dit gaan in daardie tyd gebeur. Dit moet nie verseël word nie. Ja, dis dit. Soos ek sê, ek gaan nie al hierdie goed deurhardloop nie, dan vat dit my 'n paar ure. Kom ons kyk, wat sê die historikuste, wat het hulle gesien gebeur? Josephus. Julle ken seker Flavius Josephus. Hy het War of the Jews geskryf in 'n ander boeke.
Hierdie is the Jewish War 6:5-3. Several people saw chariots and troops of soldiers in the clouds passing round about Jerusalem. So hy het 'n hemelse weermag van Joshua gesien. Daardie wat Joshua sê van die engele wat hy stuur met sy bassein. Josephus praat ook van die bassein wat hulle gehoor het. So hier sê hy sien en ander mense het gesien hierdie hemelse weermag daar in die lug by Jerusalem rondom 70 na Christus, mense. Dis toe hierdie goed verval het. Dis toe daai verse van Paulus verval het. Wat Paulus die ander mense mee wil laat beter voel, wat so deur groot verdrukking gaan. Om vir hulle te sê, julle wat ontslaap, julle wat dood is, gaan eers opstaan. Julle wat dan nog lewe, gaan vir julle die liggaam ontvang. Bemoedig mekaar so. Want hulle is in die groot verdrukking. Cassius Dio, who describes armies in the clouds brandishing weapons. Cassius Dio, Roman History 65.7.3. Tacitus. Waar gaat hierdie ding nou, ja? Tacitus, a spectacle of things which were not but seemed was shown in the sky, for first figures like ships were seen, and shortly after the sky appeared to open and disclose what seemed to be to the enrolled armies of the heavens, their glittering arms and ensigns, with the sudden sound of a trumpet, né? Daar, die tweede koms, halleluja! And the warlike instruments of several nations. Hy sê die swaarde wat hulle gedra het, lyk so verskillende nasies se wapens. Die engele nou. En is amazing. Hulle het die gesien, die trompette gehoor, hulle het gesien hoe die engele afkom, die weermag van Joshua, mense. Hierdie mense wat sê ons is in die groot verdrukking nou en so, en hulle het nie 'n been om op te staan nie. Die Bybel sê duidelik vir ons, dit is nie so nie. En dan kyk jy na die historikuste en hulle stem saam met die Bybel. Hulle sê ook, dit is nie so nie. Dit vervul nie nou nie. Hierdie is wat hy geskryf het, wat gebeur het rondom 66 tot 70 na Christus. Sefer Josipon. Moreover, in those days were seen chariots of fire and horsemen, a great force flying across the sky near on to the ground, coming against Jerusalem and all the land of Judah, all of them horses of fire and riders of fire. Mense, ja, ek dink jy skrik jou gat af as jy, jammer vir die woord, maar ek dink jy doen, jy skrik jou alie af, as jy dit sien gebeur. Wensig. Ek dink dit is scary. Pseudo-Hegesippus, chapter 44. After many days, a certain figure appeared of tremendous size, which many saw, just as the books of the Jews have disclosed. Nou, hierdie mense, meeste van hierdie historikusse wat ek nou hier noem, eintlik maar almal van hulle, is nie Christene gewees nie. Hulle was meestal Grieke, hulle was van die Romeinse mense. Josephus was 'n Jood gewees, van Juda gewees, maar hy was ook nie 'n Christen nie. Maar hulle almal was nie gelowiges nie. So hulle probeer maar net verduidelik wat hulle sien in die lig gebruik, en hierdie ou het nou geweet dat in die Bybel of in die boeke van die Bybel word daarvan gepraat. Just as the books of the Judah have disclosed. And before the setting of the sun there were suddenly seen in the clouds chariots and armed battle arrays, by which cities of all Judea and its territories were invaded. Mense, kan julle sien dat dit toe gebeur? Die Bybel sê so, die historikuste sê so, dit het klaar gebeur. Daai wegraping idee, met daai versies wat mense wil aanhaal, duidelik het dit klaar gebeur, want dit praat van die tweede koms, en ek het julle mos nou gewys wanneer was die tweede koms. 70 na Christus was die tweede koms. Hoe nou? Hoe kan jy nog wag vir 'n wegraping vandag dan? Daar is een moontlikheid vir 'n wegraping as een spesifieke iets gebeur. Ek gaan julle nou wys wat dit is. En dan, ek sal dit nie eers 'n wegraping noem nie, want daardie woord is nou al so misbruik, dat mens moet maar 'n ander woord uitdink. Waar Joshua sy gelowiges mag verwyder. As hierdie een spesifieke ding gebeur, is daar 'n moontlikheid dat hy van die gelowiges sal verwyder. Kom ons kyk, wat is die moontlikheid? Want ons weet nou, daar is nie 'n vers in die Bybel wat praat van 'n wegraping nie, mense. Ek julle ons nou gewys, dat Nelson Darby ou het opgekom met die idee van 'n wegraping in 1830. Toe hy die Bybel gaan lees, en toe lees hy dit in die Bybel, en nou quoteer hy die Bybel nie. Hy het dit opgetis, it was a figment of his imagination.
Maar daar is nie 'n Bybelvers wat dit ondersteun nie. Ek het julle mos nou gewys, daardie Bybelverse is vervul met Joshua se tweede koms en toe het ek hulle gewys, dit het gebeur in 70 na Christus. So kom ons kyk hierdie een versie wat dalk so iets sal laat gebeur. Wat dit 'n moontlikheid maak dat Joshua van die gelowiges verwyder. Matteus 24:21. For then shall the great tribulation such as has not since the beginning of the world to this time, no, nor ever shall be. But then shall be great tribulation, such as was not since the beginning of the world. Nou wie verwys hy hierso? Nou sy gelowiges, hy kyk vir sy disippels en hy sê vir hulle gaan in hierdie groot verdrukking wees, wat die ergste gaan wees wat dit ooit was, van die begin van die wêreld af tot en met hulle generasie. En dan sê hy, en nooit weer so erg sal wees nie. Nou mense, as dit nooit weer so erg sal wees nie, as dinge gaan erger word vir die gelowiges in die tyd waarin ons leef, dan moet Jehovah die mense wat gelowig is verwyder. Want, anders is hierdie vers nie waar nie. En so, mens kan dit nie 'n wegraping vers noem nie, maar dit is die enigste situasie waar so iets kan plaasvind. Die enigste situasie. As dinge skielik gaan erger wees vir ons in hierdie tyd, as vir wat die disippels hulle deurgegaan het in daardie tyd, dan kan daar 'n gebeurtenis wees waar Jehovah besluit om van die gelowiges te verwyder. Nou ja, ons weet nie hoe vergelyk mens die twee nie, maar as mens kyk na die goed wat hulle al uitgevind het vandag en hoe hulle mense kan tuister met allerhande ander maniere vandag, ek kan nogal imagine, dinge kan erger word. Soos met die biologiese wapens wat hulle gebruik, frekwensies, elektromagnetiese radiasie, goed wat hulle in die lug spuit op die mense, al die devices wat hulle het, waardeur hulle mense kan beïnvloed, deur wat hulle daarop sit, en so selfs met die devices het hulle sekere frekwensies wat hulle uitstuur, wat jou brein affekteer. So daar's baie maniere vandag, baie meer as in die disippels se tyd, wat mense meer aangeval kan word. So, dis seker 'n moontlikheid, maar dis hoekom ek sê nie, daar gaan beslis so iets gebeur nie. Net as dinge erger word vir ons as wat dit was in daardie tyd in die 70 na Christus, jy kan maar sê tussen 30 en 80 na Christus vir die gelowiges in daardie tyd. En daar het julle die mense, ek het dit so vinnig as moontlik deurgegaan hierso vir julle. Ek dink dis alles wat ek wou behandel het in elk geval. En daar het julle dit. Dis hoekom mens kan nie 'n wegraping lering gebruik vandag nie. En ons sien mos nou die vrugte is vrot van wegraping. Dis net vrot. Jy kan nie 'n goeie vrug kry van die wegraping boodskap nie. Jy kan nie. Want al preek daai boodskap en dit gebeur, die feit van die saak is, mense begin dan minder fokus op hoe hulle moet leef en op hulle verhouding reg te kry, hulle begin meer fokus op 'n wegraping. En laterand raak dit die enigste ding waaraan hulle dink. Aan 'n wegraping. Hulle vergeet dan heeltemal van wat sê Joshua, hoe moet hulle leef, dat hulle die gebooie moet onderhou deur geloof in Joshua. En dis die ander ding, hierdie mense wat al hierdie drome en visions gekry het, van die datums en so aan. En dan luister ek na hulle video's en dan hoor ek, maar hulle het geen kennis van die Bybel eers nie. Hulle weet nie eers wat sê die Bybel nie. Hulle weet nie eers waar staan 'n vers nie. Hulle sê seker goed, dan sê hulle dink dit staan in die Bybel. Sulke dinge. Nou, hoe dan? As jy nie eers weet wat staan in die Bybel nie, hoe kan jy alles net baseer op 'n droom, op 'n visioen? Mens kan mos nie so gaan, so deur die lewe gaan. En dan gaan jy online en jy deceive duisende mense met daai boodskap. Ja, mense moet baie versigtig wees wat mense vir ander mense sê. Mense moet baie versigtig wees. Daar is 'n groter oordeel vir die mense wat like om die evangelie te verkondig. Om allerlei goedjies te preek vir mense. Jy moet pas op wat jy preek vir mense, want jy gaan 'n groter oordeel ontvang eendag. Dis hoekom ek het, as gevolg van daardie vers, deur my bediening, ek sal seker maar sê bediening of ministerie of wat ook al, ek sien nie dit wat ek doen as 'n ministerie in elk geval nie. Weet ek, altyd daardie vers onthou, wat gesê het, daar is 'n groter oordeel vir my, vir wat ek preek. En daarom dan baseer ek alles wat ek preek op die Bybel. Ek gaan kyk wat sê die Bybel, en dan preek ek dit. Ek sê ek klomp nonsens uit my duim uit, en gaan sê vir die mense en mislei hulle, en probeer, maar net 'n klomp views kry nie. Ek probeer alles wat ek
kwytraak baseer op die skrif. Of op ekstra Bybelse boeke ten minste. Of op historikuste wat weer eens beaam wat die Bybel sê. Maar aan die einde van die dag, die Bybel is ons fondasie, ekstra Bybelse boeke kan ook jou help met die fondasie en dit uitbrei. En dis dit. Ek kan nie gaan hierso en sê, nee, ek het dit maar nou net gedroom, so ek weet dit is nou beslis so nie. En dis van hierdie mense het dit gesê, hulle weet dit is beslis so, want hulle het dit gedroom. En hoeveel mense het hulle mislei? Mense wat hulle livelihood verkoop het en weggedoen het mee, want hulle het hierdie mense geglo. Sjoe, dis maar erg. Nee, kyk, ek wil nie daai oordeel op my bring, dat ek mense so deceive het, en dan, dat hulle nou moet suffer as gevolg van iets wat ek verkeerd gesê het. Of 'n valse lering wat ek geleer het, en nou gaan klomp mense ten gronde, want hulle is nou skielik arm, hulle huise verkoop, hulle karre verkoop, en allerhande dinge. En dan wil hulle van daai mense nou net kom en sê, ons is jammer julle. En dan tot hulle volgende droom kan, en dan spring hulle weer online seker, en dan gaan hulle dit weer verkondig en sê, die nuwe datum, ek het 'n nuwe datum gekry vir die wegraping julle. Dis hoekom ek hierdie wegraping idee sommer heeltemal met wortel en tak en alles wil uitdruk, met hierdie teaching van vandag. Vir julle te wys, daar is nie eers so iets nie. Dis opgemaak, is fake. Dis soos 'n veeverhaal. Dis soos 'n veeverhaal vir groot mense. Of kan ek maar eintlik sê, 'n veeverhaal vir Christene. Maar daar het julle dit. Geniet julle dag. Totsiens.